Vers 28, wees nie sonder oorsaak getuie teen jou naaste nie. Want mag jy met jou lippe mislei? Nou, wanneer getuig jy teen jou naaste? Want jy wil hê dat die saak na 'n sekere rigting toe geswaai word. Nou bring jy getuie in. Jy sê nee, dit was nie so nie, dit was so, sodat jy die uitkoms van die saak kan beïnvloed. Wat nou ook al jou motief kan wees, terwille van jouself, terwille van iemand anderster, maar dit is teen jou naaste. Hy sê, mag jy met jou lippe mislei, mag jy lieg vir so iets. Dis weer die nou pad, die smal pad, die reguit pad. Wat is in jou hart? As jy in jou hart word soos Yeshua is, kan jy dan nog sulke goed doen? En dit is eintlik die groot openbaring wat ons moet sien, is my hart verander en ek wil nie meer sulke goed doen nie. Ek wil nie 'n saak beïnvloed na 'n rigting toe wat ek kies nie. Ek sien nie kans vir dit nie. Ek wil hê dit moet in die rigting gaan wat God bepaal. En daarom bly ek uit dit uit. En as ek insette gee, dan is dit die regte antwoord, vers 26. Hy wat die regte antwoord gee, soen die lippe. Hoekom? Wat beteken dit? As ek 'n saak wil beïnvloed met 'n verkeerde getuienis, dan wil ek hê my wil moet geskied. En wie se wil gaan nie geskied nie? God se wil. So wat doen ek nou? Ek forceer my wil af. Nou bid ek, laat u wil geskied, maar ek doen heeltemal iets anders sodat my wil moet geskied. En dis nie net 'n getuienis nie, dis in enige iets wat ek doen, sodat my wil moet geskied. Ek forceer dit af, in die kleine. Ek vat 'n ou se parkeerplek. Ek weet hy was eerste dag, maar ek is laat, ek moet daai parkeerplek hê. Wat doen ek? Ek manipuleer die uitkoms. As ek op die punt gekom het waar ek 'n oorgegewe lewe het, en ek weet ek het 'n verbond met die Almagtige, en hy is bewus van elke tree in my lewe en niks gebeur met my toevallig nie. As ek in 'n verbond met die Almagtige is, kan iets toevallig met my gebeur nie. Hy is betrokke by alles. Hy laat toe en hy sal keer, soos hy bepaal. Maar nou gaan ek en ek wil my wil afforceer. Dit impliseer dat ek nie vertrou in hom het nie. En dit is ongeloof. As hy sê, ek mag nie op die geluksgodin vertrou nie, dan sê ons, mag nie dobbel nie. En ons raak op die letter, ons maak 'n wet, mag nie dobbel nie. Meld is die dobbel. Dis nie wat hy gesê het. Hy het gesê, moenie op die geluksgodin vertrou nie. Wat beteken dit? My vertroue is op dit, op voorspoed deur iets waarvoor ek nie gewerk het nie. Ek gaan die lotto wen en dan kry ek hierdie miljoene en dit gaan my hele lewe verander. Nou gaan ek en ek gaan speel die lotto. Wat doen ek? Ek probeer die uitkoms van my lewe manipuleer. In plaas van om te sê, maar ek behoort aan hom. As hy wil hê, ek moet miljoene hê, sal hy vir my gee. Hy het die vermoë, hy kan dit doen, hy het dit vir Salomo gedoen. As hy nie wil hê, ek moet dit hê nie, gaan hy dit nie vir my gee nie. As ek dit nou forceer, of probeer beïnvloed, dan beteken dit ek is nie tevrede met sy uitkoms nie. En wat is dit? Ongeloof. As ons in 'n staat kan kom, 'n geloofsstaat, 'n vertroue staat om te sê, elke oomblik van my lewe word deur U bepaal. Daar is nie toeval nie, ek gaan teen niks rebelleer. Waar is daai vers? Vers 21. My seun, vrees Jahwe en die koning. Laat jou nie in met oproerige mense nie. Ek raak nie oproerig teenoor omstandighede in my lewe nie, want ek weet dit is deur God toegelaat of bepaal. Job, Moses, Meriba. In my lewe het ek so uitkyk in my lewe dat ek God vertrou met my lewe, of probeer ek nog om te beheer. Dit sê nie ek raak ruggraatloos nie, dit sê ek laat toe dat God beheer. As ek laat is vir daai afspraak dat iets gebeur, ek kry toe nou wragtiese papwiel en dis 'n onderhoud en ek wil graag daai werk hê. Wat gebeur? Is ek in 'n toestand omdat ek 'n papwiel gekry het en is ek laat vir die onderhoud, of sê ek hierdie ding moet gebeur? Hierdie ding is van Vader af, want my hele lewe behoort aan. Daar's nie toeval nie. Die duiwel het nie invloed op my lewe nie. Want dan is hy sterker as die God met wie ek 'n verbond het. En hy is nie. So hy het nie die wielpap gemaak nie. Vader het dit toegelaat.
Hy het dit dalk veroorsaak, want hy wil hê ek moet nie by die onderhoud wees nie. Of hy wil hê ek moet laat by die onderhoud wees. Dalk net het jy dit op so 'n manier hanteer, dat jy die ou wat die onderhoud voer so beïndruk het, dat jy laat is, dat dit is wat vir jou getel het. En dit sal gebeur as jy God vertrou. Of jy gaan nie die werk kry nie. En jy sê, ek wil nou so graag daar gaan werk het, nou sit ek nog met my ou werk. 2 maande later, dan gaan daai plek bankrot. Jy sê, as ek daai dag hy werk gekry het, was ek nou werkloos. Dankie Vader. Dit is sy verbond. Dis sy bemoeienis met ons. Hy sê, ek gee vir jou om. Ek stel jou belang, ek kyk na jou, vertrou my. So, moenie sonder oorsaak getuie wees teen jou naaste nie. Want, mag jy met jou lippe mislei. Mislei beteken, ek wil my wil wat geskied. En mislei beteken, teen die wil van God. Die oomblik as ek die verkeerde doen om my uitkoms te bepaal, dan weet ek sommer, dis teen die wil van God. Want hy is geregtigheid. En sy werk is in geregtigheid. Nou tree ek op in ongeregtigheid om my uitkoms te bepaal. Dan weet ek is verkeerd. Mag ek met my lippe mislei? Ek mag nie. So wat doen jy? Jy dit nie doen nie.